Nou my liewe vriende, ek nooi vir jou om die woord van die Here saam met my oop te maak in Paulus se brief aan die gemeente van die Kolossense. Kolossense hoofstuk 2 vers 6 tot en met vers 15. Kom ons luister met die verskuldigde eerbied terwyl sy woord in ons harte en ons teenwoordigheid oop is en ons hoor dan so sê die Here. Ek lees. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Pas op, dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorleweringe van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag, en wie julle ook besny is, met 'n besnydenis wat nie met hande verrig is nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesneedheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Sy eer en sy heerlikheid kom om hierin toe. Ons is besig met die reeks oor vergifnis en verlede Sondag begin om te kyk na hoe vergifnis 'n mens kan losmaak van jou verlede. Ons het verlede week stilgestaan by 3 verskillende definisies van vergifnis en gesien dat daar nie bestaan, so iets bestaan, dat 'n mens kan vergewe sonder dat jy in Christus Jesus vergewe is en daardie vergifnis uitleef na mense toe. Wanneer jy die woord vergifnis lees, kan dit nie in die konteks gesien word dat 'n mens kan vergewe nie. Want ons vergifnis hang af van wat ons onthou, of hoeveel ons teruggekry het ten opsigte van hulle wat ons kwaad aangedoen het. Maar wanneer ons na vergifnis kyk en los te kom uit jou verlede, is dit om te besef dat God jou vergeef het en dat jy soos Christus kan vergewe, terwyl die duiwel jou gaan herinner om aksie en terugbetaling te eis. Ek wil vanmôre met dit voortgaan en met jou praat oor vergifnis is moontlik, indien jy as mens verstaan wie jy in wese is. Ek dink hierdie is 'n baie belangrike aspek, nie net van vergifnis nie, maar van jou hele
uitleef van jou geestelikheid, as ek dit so kan sê, omdat jy in wese iets is wat God geskep het, wat sonde vernietig het en wat die kruis van Jesus herstel het. Kom ons kyk so 'n bietjie na wie is die mens in wese. Inleidend die volgende. Die grootste struikelblok wat mense verhoed om oorwinnend te leef, is onkunde oor wie die mens in sy wese is. Jy moet mooi luister, want hierdie kan 'n geweldige impak in jou uitleef wees van wat jy is en wie jy is. Hierdie kennis van wie jy is, sal jou in staat stel, nie net om vry van die houvas van sonde te leef nie, maar ook jou in staat stel om vry te kom uit jou verlede ten opsigte van vergifnis. Ek is seker, u sal vanmôre weet waarvan ek praat, dat die grootste krisis met vergifnis gaan oor die feit dat jy jouself nie altyd wil vergeef nie. En dat jy toelaat dat die duiwel goed teen jou hou, wat God vergeef het. En so sit jy eintlik binne in 'n tronk met oop deure. Vergifnis het twee kante. Ek vergewe ander en ook ek vergewe myself. Vergifnis is die enigste manier om vry te lewe van jou verlede, van jou mislukkings, of wat ander aan jou gedoen, of van jou gesê, of van jou geneem het. Hierdie onkunde oor wie jy in werklik is die vir die duiwel so belangrik. Dis die sterkste wapen wat die bose teen 'n mens het. Dat die mens nie verstaan en begryp wie en wat God jou geskep het nie. Want dis die manier, hierdie onkunde, dat die duiwel 'n houvas oor die sondige mensdom behou. Jy moet verstaan, dat alhoewel jy 'n kind van die Here is, alhoewel jy jou lewe deur die genade van God verander het, bly jy 'n sondige mens wat in die eerste plek sal luister na die stem van die bose voordat jy na die stem van die Heilige Gees sal luister. En wie jy in wese is, gaan bepaal waar jou fokus gaan lê. En dis die krag van die leuen wat mense, soos ek nou gesê het, in 'n tronk laat leef met oop deure, asof jy steeds 'n gevangene is. Ek wil 'n voorbeeld gebruik uit die Bybel. Jy sal onthou in Handelinge 16, is Paulus en Silas gevang in die tronk in Efese gesit. As ek nou reg is. En die Bybel sê dat in die gevangenisse, in die binnekant van die tronk, vasgemaak in voet- en handkettings, sien ons iets van Paulus wat sy wese verklap. Wat doen hulle? Ag, ek kry myself so jammer, ek het so hard vir die Here gewerk. En dis my beloning. Ek het soveel vir die evangelie aangebied, en dis wat ek as kind van God moet beleef. Nee, in middernag, in die donkerste van die nag, sit die twee en sing.
Die Bybel sê hulle sing lofliedere tot eer van die Here en die ander gevangenes sit en luister na. Want vir Paulus het dit nie gegaan oor sy huidige omstandighede nie. Hy het verantwoordelikheid gevat vir die feit dat hy daar sit, want hy het dit gedoen met 'n doel. Hy moes die evangelie verkondig. Maar hy is daar in sy omstandighede en dit bepaal nie sy innerlike belewenis en vrede nie. En die duiwel het geen mag op so 'n mens wat vir die Here sê, ek vat verantwoordelikheid vir die omstandighede waarin ek is, maar ek het nie nodig dat die omstandighede my wese verander en bepaal. Ek wil hê ons moet vanmôre vinnig kyk na 'n voorstelling, en ek wil nie nou sielkundig raak nie, maar ek wil hê jy moet dit verstaan. Jy as mens bestaan uit jou liggaam, jou siel en jou gees. Die buitenste elliptiese sirkel is 'n verteenwoordiging van jou liggaam, jou fisiese liggaam. Hande, bene, ore, hare, al daai goed. Maar in hierdie liggaam is die voertuig van jou gees, jou siel en jou vlees. Nou vlees is nie jou vel en jou spiere nie. Ek gaan nou verduidelik. En eerstens, in jou gees is die beeld van God geskep. En daai beeld is met die sondeval sluimerend, totdat die Heilige Gees met wedergeboorte jou gees vernuwe. Dan is daar jou siel, en in jou siel is jou gedagtes, en ek kry nie 'n lekker woord vir die voelkant van jou lewe, emosies, want emosies het 'n ander definisie, en ek noem dit maar jou gedagtes en jou hart. Dis wie jy is. Dis waar jou intellek en jou menslike wil geleë is. Jou hart is jou emosies en jou begeertes, en dis wie jy is. En dan jou vlees is die deel wat die sonde aangetas het. Die ou mens, waarin niks goed is, soos Paulus in Romeine hoofstuk 7 sê. En al hierdie 3 dele of 4 dele, as ons so kan sê, word deur redenasies en dinge wat vir jou gesê word, en deur gevoelens word dit van buite af aangeval. En die fokus is, kyk mooi, nie op jou gees nie. Dit kom van die sondigheid waarmee jy gebore is, maar dit val jou wese aan, wie jy is. En ek wil nou vir jou verduidelik. Die mens is 'n drievoudige wese. Bestaan uit jou liggaam, jou siel en jou gees, het ons gesien. Jou siel is wie jy is. Dis jou karakter, dis jou emosies, en dis hoe elkeen uniek funksioneer wat jou anders maak as ander mense. Dis jou wese, dis wie jy is. Jou liggaam bepaal nie wie jy is nie, maar jou siel bepaal dit. Jou siel kommunikeer jy met jouself. En daarom is dit een van die grootste stryd op hierdie aarde, is dat jy op 'n plek moet kom waar jy tevrede met jouself moet wees en vergenoegd moet wees met wie jy is, nie hoe jy lyk. Soos jy geskape is as 'n man en 'n vrou, met jou liggaamsbou, met al jou defekte, wat jy in jou uiterlike voertuig sien. So om jou siel te verstaan, moet jy verstaan wie ek in wese is. Dis my karakter, en God het my so gemaak, en ek moet tevrede wees met wie ek is. Jou gees
is die deur waarmee of waardeur jy met God en met die bose kan kommunikeer. Ek wil hê jy moet verstaan, ek skryf daar God en die bose. Die deel waarmee jy funksioneer as wese en ook hoe jy in die geesteswêreld kommunikeer. Met God. En is ook hier waar die bose sy aanslag gaan hê. Onthou nou, die gees is dormant, die gees is dood. So nou in die Kolossense gelees totdat God jou deur wedergeboorte nuut maak. Hier word jy versoek tot sonde. En word jy oortuig van God se plan met jou deur die Heilige Gees. Jou liggaam is die voertuig wat die boonste twee huisves en daarmee en deur jou liggaam kommunikeer jy met ander mense. Die liggaam is die deel wat jou siel vertoon, sowel as wat die band met God aan mense openbaar. Dis hoekom jy kan baie vinnig aan 'n ou se manier van lewe sien en sy taalgebruik sien en die manier hoe hy funksioneer kan jy sien wie is in beheer in sy binneste. Onthou julle, ons gaan nou naby stil staan. Jesus sê aan, die vrugte sal bepaal wat die boom is. So die liggaam vertoon net die siel. En ek wil hê jy moet nou mooi luister en dis goed wat jy miskien weet, maar dis goed wat jy moet op fokus. Die meeste mense dink dat jy liggaam is en in die ander twee net deel vorm van jou menslike wese. Daarom is die mens so ontevrede met hoe hy lyk. Hy spandeer soveel tyd aan hierdie uiterlike vertoon dat hy aanvaarbaar vir ander mense moet wees. En as dit jou fokuspunt is, my liewe toehoorder, dan gaan jy nooit kan leef wie God in jou lewe is nie. Jy gaan nooit jou ware vreugde en jou ware doel vir jou lewe kan uitleef en kan op fokus as jy bekommerd is en jy sien dat jy as mens Kobus is hierdie liggaam. Ek sien die liggaam. Julle sien my met die liggaam. Maar julle leer my ken deur wie ek in wese is. In der waarheid is die liggaam slegs die voertuig van wie jy werklik is. Die mens is wie hy is, siel en gees, wat bloot vertoon word en gehuisves word in jou liggaam. So antwoorde, wat sê ek vanmôre vir jou? Om geestelik te lewe is nie 'n klomp dinge wat jy doen nie. Hoor mooi. Daar word soveel klem gelê op as jy 'n kind van God is, dan doen jy nie dit en dit en dit en dit en dit nie. En jy doen dit en dit en dit en dit. Hoor jy? Maar jy's 'n geesteswese. Jou liggaam is nie jy nie. En jy funksioneer grootliks in die sfeer en in die bewustheid van wie jy is in jou gees en in hierdie geesteswêreld. Alhoewel jy op aarde fisies is en deur jou menswees, deur jou liggaam uiting gee. Kom ons kyk vervolgens na die samestelling van 'n mens. Ons fokus so op die uitleef van wie ons is aan die buitekant, dat ons die mag van ons ware menswees miskyk. Ons reageer net op wat uiterlik is, wat met ons as mens gebeur.
Rian van Heerden het in die week 'n gesprek met 'n ou gehad met sy program hier in die aande. En toe hy begin praat, toe sê ek vir Nana, hierdie ou wat praat is baie vol vir homself. En hierdie ou het nou gaan leer by boeddhiste en by hindoes en by zens en by al hierdie ouens. Hierdie ou is van die bus af. Maar hy sê iets en ek luister na wat hierdie man sê. En ek weet nie of hy in 'n verhouding met die Here is en of hy nie in 'n verhouding met die Here is nie. Dit het nie ter sprake gekom. Maar hy sê, hoor nou. Of ek maak die afleiding, kom ek sê so, van wat hy sê. Jy is nie 'n Christen in jou liggaam nie. Jy leef soos 'n Christen, omdat God jou wese verander het. Jou Christenskap is nie wat jy doen nie. En ons fokus so, dat ons 'n klomp dinge doen, wat ons Christene maak. Maar in wese is ek eintlik Christen hier in my binneste, in my wese, en ek leef my Christenskap uit deur my hande en my voete en my oë en my ore. En dis hoekom jy sien my kyk sê, hierdie ou is 'n kind van die Here wat hy maak so en so en so. Maar die maak so en so bepaal nie my Christenskap nie. Dis 'n uitvloeisel van wie ek is. Dieselfde aan die ander kant. Ek kan nie die wette of die heilige standaard van God leef, uiterlik, as ek nie 'n kind van God is nie. Jy gaan met die grootste klomp effort moet insit, as ek nou die Engelse woord moet gebruik, om jou dade te laat iets doen wat jy in wese nie is nie. Want dit wat jy binne is, sal ek leef na buite. Kom ons bring dit vinnig in verband met vergifnis. Kom kan jy vergewe nou? Omdat jou wese, jou binneste vergewe was. En God jou van jou sondes vergewe het, kan ek nou soos Christus ander vergeef. Want ek vergewe nie omdat dit ek is nie. Hierdie aardse voertuig nie. Ek vergewe om die Heilige Gees van God my wese verander het. En hy sy lewe van vergifnis deur my leef. Die innerlike sfeer is daar waar versoekings en slegte gedagtes en gesindhede sy oorsprong het, en dis hoekom ek en jy moet so waak, dat die duiwel nie beheer kry oor hierdie innerlike sfeer. En dis hoekom ek en jy in 'n krisis sit, want ons word innerlik doodgebore. Paulus sê in Kolossense 2, julle wat dood was, Efesiërs, het hy lewend gemaak. Want van nature het jy nie die vermoë om God te gehoorsaam. Jy het nie die begeerte om die dinge van die Here te doen. Jy praat dalk oor dit. Ek het 'n man ontmoet in die week, wat vir my sê, hy's nou nie 'n ou wat met die Bybel om sy arm loop nie. So 'n verskoning dat ek nou kan eintlik maak wat ek wil met my mond en met my gedagtes en met al die goeders. Ek kan doen en ek kan sê wat ek wil en ek kan leef wat ek wil. Want jy sien, hy sê eintlik vir my, ek is nog nie verander nie.
Want jy sal waaragtig waar met die Bybel onder jou arm loop, want die Bybel, God se gesag en sy heiligheid, is in jou hart geskrywe, en dit borrel buite toe. So die uitloop nie 'n probleem. Die keuses ten opsigte van versoekings word gemaak hier in ons binneste. En dit speel uit in ons dag vir dag lewe deur ons liggame. Dink maar aan die verhaal van Job. Sy belewenis, hy verloor al sy besittings, hy verloor sy kinders. En sy liggaam word siek. Maar dit was bloot iets wat met hom gebeur. As gevolg van 'n gesprek tussen God en Satan in die hemel. Want die gesprek was, wie beheer Job se binneste? En die duiwel sê, dis omdat jy hom liggaamlik goed is. Die Here sê, nee. Ek is nie vir hom net goed, dis hoekom hy my dien nie. Ek is vir hom goed, omdat ek binne in hom woon. En dis hoekom hy voorspoedig is. Dit gaan nie bepaal. Sy omstandighede gaan nie bepaal hoe sy uit sy binneste gaan lyk nie. Nou is die vraag, en ek hoop jy vra dit nou. Hoekom is dit belangrik? Hoekom is hierdie binneste wees belangrik? Kom ons kyk. In die eerste plek, kyk ons na wie die mens in sy wese is. Jesus vat, in Matteus 22, vers 34, vat hy die 10 gebooie op 'n baie unieke manier saam. Ek lees, toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs Jesus die mond gestop het, het hulle almal saam vergader en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om Jesus te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die eerste en die groot gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, as jy die Here liefhet in jou wese, sal die tweede gebod wat aan gelyk staan hiermee is, dit sal uitloop in 'n lewe ten opsigte van jou naaste. Jy sal jou naaste lief hê soos jouself. Vers 37 sê, jy moet God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Jou binneste. Alles wat die mens se ware menswees aanspreek. Jy moet God koning maak, nie net dat jy kan hemel toe gaan nie. Want dis maar net 'n uiterlike belewenis. Jy moet hom koning maak van alles wie jy is. Liggaam, siel en gees. Dis intern. Vers 39 sê, dit sal uitloop na iets buitekant. Jy sal jou naaste lief hê soos jouself. Jy gaan nie jouself te nakom nie. Maar omdat jy nie verstaan wie jy in wese is nie, dat jy kind van God is in die eerste plek met 'n liggaam van vlees nie, gaan jy nooit dit reg kry om ander en in jouself te vergeef en vry te spreek. Hierdie fokus op hierdie deel om met ander te kommunikeer oor hoe jy jouself as mens openbaar. As ek die Here jou God liefhet met my hele hart, my hele siel en my hele verstand, sal die wêreld weet dat ek hulle liefhet soos God my liefgehad en my vergewe het en my vrygespreek het. Nou wie gee my die reg om ander nie vry te spreek?
Want hy het my vrygespreek. Saamgevat, jy as mens is 'n verborge wese. Hierdie een wat nie gesien word nie. Wat net dit wie jy is, deur jou liggaam uiting gee. Ek wil amper nie genoeg dit noem nie. Die mens is iets baie groter as bloot net jou liggaam. Jy's 'n Christen binne, wat Christen waardes uitleef. Jy's dood in jou sonde en jou misdade, as jy Jesus nog nie aangeneem het nie, en jy leef dit uit. Jy kan nie Christelik wees nie, want jou wese is nog nie verander nie. Jy kan nie iets wees los van wie jy innerlik is nie. Kom ek verduidelik, en dit pas dit dan vinnig toe op vergifnis. Wil jy met nommer 2 kyk, na wat Jesus met die sondigheid van die mens gedoen het. Om te verstaan hoe dit jou as mens raak, het ons nodig om stil te staan by die toestand waarin elke mens gebore is. Die skrif is duidelik dat die mens in sonde met jou rug na God gebore is, in rebellie teen God en sy heilige standaard. Dis hoe jy gebore word. Psalm 51 is 'n baie tipiese voorbeeld van hierdie toestand, en Dawid sien dit nadat hy met Batsheba oorspel en moord gepleeg het. Hy sê in Psalm 51, want ek ken my oortredinge, en my sonde is altyd deur voor my. Vers 6. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd was in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, sê Dawid, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Dis hoekom ek sonde gedoen het. Ek het teen u gesondig. Ek het nie Uria vermoor en die skuld is teen Uria. Dis die uitvloeisel. Ek het nie met Batsheba oorspel gepleeg nie. Dis die uiteinde van dit. Die bron van my probleem is, ek het sonde gedoen en dit is voor my, want ek het teen u gesondig. En die rede is, ek is in sonde ontvang en gebore. Sonde het die mens van God geskei en in vyandskap gebring, want die Bybel sê die loon van die sonde is die dood, en almal wat gesondig het, aan hulle ontbreek die heerlikheid van God. So sonde maak skeiding. Hoor nou. Die mens is nie 'n sondaar omdat hy gesondig het, maar is sondig omdat hy 'n sondaar is. Jy word nie 'n sondaar as jy sondig nie. Jy sondig omdat jy in wese 'n sondaar is. Sondaar is die stand as gevolg van die sondeval, wat die mens van God vervreemd het en in skuld voor God gebring het. Jy sal onthou, toe Adam en Eva van die vrug eet, toe hulle eerste reaksie toe God nader kom is, vlug weg. En probeer hulle sonde bedek. Want die heerlikheid van God se genade het hulle verloor. En hulle is naak. En daarom sterf Jesus aan die kruis. En neem hy ons plek van skuld in. Hy sterf in ons plek, sodat daar aan die reg van God se geregtigheid en heiligheid voldoen kan word.
Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 21, want God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. My sonde is aan hom toegereken. Onthou julle Kolossense 2 vers 14, my skuldbrief is saam met hom aan die kruis vasgenaal. En hy betaal die prys vir sonde, en hy oorwin die bose, toe hy oor hulle triomfeer het, toe hy my loskoop, omdat hy die skuld word. En nou gee hy vir my sy regverdige lewe. Of kom ek sê, hy bied dit aan, en ek moet dit aanneem. Dis in die plek van iemand sterf, en sy skuld dra. Dis die rede, glo ek, dat Jesus uitroep aan die kruis, o God, waarom het u my verlaat? Die oomblik toe God die Vader sy aangesig van die Seun wegdraai, toe hy my skuld aan hom toereken. En God draai sy gesig van hierdie sondige, vervloekte wese af, omdat hy my skuld dra. Draai God sy aangesig weg. En Jesus beleef in daardie oomblik verlorenheid, verlatenheid. En sy uitroep is, o God, waarom het u my verlaat? In daardie oomblik het God die sonde van die mens op die rekening van Jesus geplaas, hom gestraf, sodat die sondaar nie meer aanspreeklik vir sy bepaalde skuld hoef te wees nie. Hy draai sy aangesig van hierdie sonde belaaide lam af weg, omdat hy nie meer die aangeklaagde wou sien nie, want die loon van sonde is dood. En weet jy, hy het dit vir jou gedoen. En sonder dit is jou sonde op hom, op jou, verskoon. Jou sonde en jou skuld is op jou, en jy gaan betaal daarvoor. Want die loon van die sonde is die dood, want almal het gesondig, dit ontbreek hulle aan die heerlikheid. En daardie ure van donkerheid, het God met die sonde van die mensdom gehandel, die Seun verwerp, omdat hy sonde geword het. En nou die wonderlikheid, as God wegdraai van hierdie sonde af, van die Seun wat in my plek sterf, en hy draai weg, dan draai hy eintlik om vir my plek te maak, as ek die offer aanneem. Hy maak vir my plek, omdat my sonde op hom gelaai is. En hy moes wegdraai van die Seun, sodat daar vir my en jou plek kan wees. Johannes 1 vers 11 en 12 sê, hy het as sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Derdens, wat beteken dit, en ek gaan klaar maak, wat beteken dit vir die mens? Paulus skryf in Efesiërs hoofstuk 2, tot by vers 9 en 10, 9-10 kant, die volgende, ek gaan nie alles lees nie. Hy sê, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes. Ek wil dit in die konteks bring van jou wese. Jy word in jou gees, en jy met jou geboorte doodgebore. Maar Jesus maak dit moontlik, dat daar vir jou lewe kan wees. En hy maak jou lewend, omdat jy dood was, deur jou sonde waarin jy tevore gewandel het,
volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig van die gees, wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Ek spring 2 verse. Vers 5, ook toe ons dood was, deur die misdade, is ons lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered. Vers 6, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele, in Christus. God bied vir wie hy is, hier binne. Niks vir jou liggaam nie. Die liggaam gaan nou anderster word, en die liggaam gaan nou hierdie binneste verandering begin uitleef, maar God begin by jou binneste, en hy sê, jy sterwe saam met my, jy staan saam met my op, ek gee vir jou 'n nuwe lewe. 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygaan, kyk, dit het alles nuut geword. Hoor nou, en dit alles is uit God, wat ons die sondaar met homself versoen het. Hoe het dit gedoen? Deur Jesus Christus. En ons die bediening van die versoening gegee het. Die offer wat Jesus aan die kruis bring, bied die mens 'n nuwe posisie om hierdie geskenk van genade aan te neem deur die geloof en deur die aanbieding te glo. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 1 en 4, die evangelie is, hy het gesterf, hy het begrawe, hy het opgewek, en hy wil homself aan jou vertoon. Hy gee jou die geleentheid. Aanvaar beteken om te verstaan dat jy gesondig het, en sonder hierdie genade nie kan lewe nie, en in 'n lewende verhouding met God kan kom nie. 1 Korintiërs 15, 1 tot 4 sê die evangelie is vir jou, hy sterf, begrawe, opstaan en wag vir 'n geleentheid dat hy hierdie aanbieding met jou kan deel. Daardie oomblik as jy dit aanvaar, word die mens se gees opgewek en lewend gemaak, sodat hy anders kan wees en vir God nou in sy liggaam anders te kan lewe. Dis dieselfde gesprek wat Paulus met die Romeine het in Romeine hoofstuk 6. Hy sê, sonde kan nie heers in jou lewe. Wie Jesus se aanbod aangeneem het, en in daardie posisie van oorwinning leef nie. Hoor, kyk wat sê hy. Dis die nuwe skepsel in Christus. Is die gees opgewek, lewend gemaak, om nie meer soos die ou lewe onderworpe aan sonde te leef nie. Romeine 6 vers 12 tot 14 bied Paulus die oplossing. Hy sê, stel jou liggaam tot beskikking van God, net soos wat jy jou ledemate tot beskikking van die sonde gestel het. Hy sê, soos wat jy die sonde gedien het, het hy jou nuut gemaak, sodat jy daardie liggaamsdele kan gebruik om God nou te dien. Sien jy wat gebeur? My wese was verlore en ek het die sonde gedien. Nou verander God my gees en hy sê, jy is nou dood vir die sonde, maar ek het jou lewend gemaak vir my geregtigheid. Stel nou jou lede beskikbaar vir God. Dis eenvoudig dit. Jy is en jy was nog nooit 'n mens apart van jou geestelikheid. Jy's 'n dooie gees onderwerp aan sonde, wat 'n nuwe gees ontvang het en so 'n nuwe lewe na buite kan uitleef. Of jy's dood vir die gees van God en lewend vir sonde, of jy's dood vir sonde en jy's lewend vir God. Daar's niks anders nie. Jy kies. Van die opdrag sê Paulus, stel jou lede tot beskikking as werktuie van God, soos wat jy die duiwel en die bose gedien het. Ek sluit af met 'n voorbeeld. Ons 'n groot verskil tussen 'n skroewedraaier en 'n hamer. Is julle bewus van dit? Wie van julle weet nie?
Groot verskil, julle geweet. Die een is gemaak om skroewe in te draai, en die ander is gemaak om spykers in te slaan. Sou jy die hamer gebruik om spykers in te slaan, of die skroewedraaier gebruik, die hamer gebruik om skroewe in te draai, en die hamer gebruik om spykers skroewe te draai, en die teenoorgestelde, gebruik jy hierdie werktuig vir 'n ander doel as wat hy geskep is. En nie net dit nie, jy beskadig die werktuig, maar jy gee ook oneer aan die skepper van hierdie gereedskapstuk. En dis hoekom Paulus sê, of weet julle nie, dat julle dood is vir die sonde nie, en die duiwel kan jou nie gebruik om spykers in te slaan as jy skroewedraaier is. Want as hy jou gebruik, as jy toelaat dat jou gebruik om spykers in te slaan terwyl jy skroewedraaier is, gaan jy die skroewedraaier seermaak, jy gaan die werk nie doen nie, en jy gaan oneer gee aan hom wat jou geskep het en verander het. Dis die saak. Die gevolgtrekking is, jy is nie 'n mens, die liggaam, met 'n geestelike lewe of gees nie, maar jy's 'n geesteslewe wat vrug dra vir die een wat jou gees besit. En hier sê ek nou wat ek nou gesê het, Jesus sê aan die vrugte, sal jy die bome ken. Jy sal nooit vye aan druiwewingerde kry nie. Van die karakter van die wingerd sê hy produseer druiwe. Die innerlikheid van die boom bepaal die vrug. Jy kan dus anders lewe, omdat jy anders is. Nou wat beteken dit vir vergifnis? Matteus 5 vers 23 en verder sê, as jy jou gawe by die altaar bring en dit jou daar byval, dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe. Jou offer gaan niks beteken, indien jy nie vanuit jou menswees erken dat daar iets is in my buiteverhouding wat nie kan aangaan, al bring ek die offer nie. Ek moet dit wat buite kan skade doen, verander, sodat ek die offer kan bring. Anderster gestel, ek kan die offer bring, omdat my binneste sê, gaan maak reg, voordat jy met my in kontak kom. Jou liggaamsreaksie word gebore vanuit jou innerlike geestelike gesindheid. Jou wese vergewe en vra vergifnis, en jou liggaam korrespondeer met hierdie gesindheid. 'n Slotopmerking. Matteus 6 vers 12 sê, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Vers 14 sê, as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Vers 15, as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal die Vader julle oortredinge ook nie vergewe. Ek vergewe dus omdat ek vergewe is. My skuld voor God, wat hy vergeef het, is baie groter as die skuld wat 'n ander persoon teen my het. Die mens is nie 'n Christen met 'n ander leefwyse nie, maar 'n ander leefwyse omdat hy 'n Christen is. Jy kan dus, of jy moet dus nie net 'n Sondag Christen wees nie, want jou lewe is nie gekoppel aan jou liggaam nie, maar is gekoppel aan wie jy hier binne is. Dis ook wanneer jy tevrede met jouself sal wees. Ek vra vir jou, is jy gelukkig en tevrede
met wie jy vandag is, ten spyte van wat jy beleef. Los jou omstandighede vir 'n oomblik en vra en maak seker dat jy is tevrede met dit waarin jy is. En vat verantwoordelikheid. Jy's nie jou liggaam of jou omstandighede nie, maar jy is dit wat jy van binne is. Die een kan nie sonder die ander wees nie. Die grootste leuen wat die duiwel ek en jy moet glo, is dat jy 'n kind van God kan wees, of 'n Christen kan wees, en nie nodig het om altyd soos een te leef nie. As ons 'n gevolgtrekking maak, dan sê ons, as jy nie so lewe nie, het God nog nooit jou gees lewend gemaak uit die doods uit nie, wat jou sonde en jou skuld gebring het. Jy sal anderster lewe, nie omdat jy ander dinge doen nie, maar omdat jou binneste anders is. Die Here gee vir ons genade. Kom ons buig voor die Here. Here, baie dankie vir u woord. Ek kan bid u vanmôre vir u genade. Ek dank u vanmôre vir die geleentheid om voor u te kan buig. Om vanmôre te fokus op wie ek is en nie soseer altyd op wat ek doen nie. Om eers dit te verstaan, Here, dat ek, as ek sê dat ek aan u behoort, behoort my lewe anderster te wees. En dit sal bepaal, die wêreld sal sien. En dis hoekom die wêreld so in deurmekaar en in ellende is, Here, want hulle hoor goed, maar hulle sien anderster van Christene. En daarom wil hulle nie Jesus aanneem nie. Van wat is 'n Christen anders? As hy sê hy's anders, maar hy leef nie anders. Dankie vir u woord. Dankie vir die teenwoordigheid. Ons aanbid u in Jesus se naam. Amen.